So as we begin nou met meiose 1, hier sê hulle vir jou, waar een liggaamsel of somatiese selletjie gaan verdeel in 2 geslagselletjies wat beide haploïd gaan wees. So tydens proeffase 1 kan jy duidelik sien op hierdie sketsie, jou kernmembraan begin disintegreer, jou kernliggaampie wat hier binne-in sit disintegreer, jou sentrosoom, wat eintlik 2 sentriole was, verdeel in 2 pare sentriole, wat nou gaan beweeg na teenoorgestelde pole toe. En dan natuurlik ook, begin hierdie spoeldrade, begin dan nou vorm, van jou sentriole af. Wat binne-in ingaan, is daai dubbel kromatienstringe, begin dan verkort en verdig, en sigbaar raak as kromosome. En dan begin kromosome afpaar in homoloog kromosoompare in. Want een van hulle het gekom van jou pa af, en die ander een het gekom van jou ma af. Met ander woorde, hulle het soortgelyke vorms, soortgelyke groottes, en die posisies van die gene is op dieselfde plekke. En dis waarom hulle bekend staan as 'n homoloog kromosoompaar. Daar is jou volgende homoloog kromosoompaar. So daar is 'n ander naam wat gegee word vir hierdie homoloog kromosoompare, en dit is 'n bivalent. Dis wat 'n bivalent is. En dan behalwe die feit dat bivalente vorm, met ander woorde, jy het 2 bivalente hierso, behalwe die feit dat bivalente vorm, kan jy ook sien, daai binneste kromatides oorkruis mekaar. Okay, daar kan jy duidelik sien, daar oorkruis daai kromatides mekaar. En dit is waar genetiese uitreiling nou gaan plaasvind. Alright. En daai punte van oorkruising, dit bestaan bekend as chiasmata, meervoud, chiasma, enkelvoud. Hulle is baie lief daarvoor om vir julle miskien hierdie sketsie te gee, dan vra hulle vir jou, watter proses word hier geïllustreer? En dan, of hulle gee net vir jou hierdie sketsie, net daai sketsie van bivalent, met hierdie binneste kromatides, wat oor mekaar is, dan vra hulle vir jou, watter proses word hier geïllustreer? Dan gaan jou antwoord wees, oorkruising. Dan gaan hulle vir jou miskien vra, wat is die punte van oorkruising? Wat nou meer hy plek, waar kromatides mekaar oorkruis? En dan is jou antwoord natuurlik 'n chiasma, enkelvoud, of chiasmata, meervoud. Dan 'n derde vraagie wat hulle vir jou kan vra is, wat is die doel van hierdie proses? En jou antwoord gaan daar natuurlik wees vir genetiese uitreiling wat lei tot diversiteit of wat lei tot variasie. So dit is alles wat gebeur tydens proeffase. Jou lang kromatienstringe verkort en verdig en raak kromatides, jou kernmembraan en kernliggaampie disintegreer, pare sentriole word gevorm en breek op en beweeg na teenoorgestelde pole toe, spoelvesels begin vorm, jou kromosome begin rangskik as homoloog pare, wat nou bekend staan as 'n bivalent, en dan natuurlik oorkruising wat plaasvind, sodat genetiese materiaal uitgeruil word. Daar illustreer ek maar net vir julle die proses van oorkruising, en daar sit jy met jou chiasma, want dit is nou enkelvoud. As daar nog ene was, het jy gesit met 2 chiasmata. Hier is 'n baie mooi mikrograaf. Dis seker maar met 'n elektronmikroskoop definitief geneem. Daarso kan jy mooi sien, daar's 'n kromatiet wat daarso sit en loop, en dan is hier 'n kromatiet wat hier binne sit en loop. Daarso loop hy. En as ons nou 'n ander kleur vat, so vat nou maar groen, en dan kan jy by die ander ene sien, daar's 'n kromatiet wat weer daar sit en loop, en dan is sy maatjie loop dan daarso. So hierso sit jy met 'n homoloog kromosoompaar of 'n bivalent, en jy kan baie mooi die kromatides in die binnekant sien wat mekaar oorkruis, oorkruising wat hier plaasvind, en dit is waar die chiasmata sit. Dan natuurlik as ons kyk na metafase 1, jou bivalente gaan rangskik dan op die ewenaar, okay? Met homoloog kromosome weerskante van die ewenaar, en dis baie belangrik, want wat jy gesien het by mitose is waar daar kromosome gerangskik het op die ewenaar. In hierdie geval rangskik bivalente by die ewenaar, maar homoloog kromosome weerskante van die ewenaar. Tydens die volgende fase, wanneer jou spoeldrade wat daar so sit nou verkort, dan gaan dit jou homoloog pare uitmekaar uittrek en kromosome beweeg dan na teenoorgestelde pole toe. Kromosome met 2 kromatides beweeg dan na teenoorgestelde pole toe. En dit is al wat gebeur tydens anafase 1. Tydens telofase gaan hierdie kromosome wat nou actually geskei het tydens anafase 1, omdat jy moet die eens bysit. As hierdie prentjie vir jou gegee word in 'n eksamenvraestel, of enige van meiose 1 se seldelingsprentjies vir jou gegee word, en hulle vra vir jou wat is die fase, en jy vergeet om 'n 1 of 'n 2, indien dit 'n fase van meiose 2 is, in te vul daar, verloor jy die punt. Want telofase op sy eie is 'n fase van mitose. So as dit 'n fase is van meiose, moet jy 'n
of 'n 2 daaraan dui vir watter fase van meiose dit actually is. Is dit meiose 1 of is dit meiose 2? Jy moenie dit vergeet nie. So tydens hierdie proses gaan jou kromosome rangskik by die ewenaar, 'n kernmembraan gaan natuurlik nou weer vorm om dit, 'n kernliggaampie gaan weer verskyn en dan gaan sitokinese plaasvind. Met ander woorde jou sitoplasma gaan skei. Want hierdie 2 dogterselletjies wat jy nou hierso het, gaan nou elkeen verder verdeel tydens meiose 2. Die dogterselletjies wat jy ook dan natuurlik hierso het gehalveer. So jy sit nou met die helfte van die kromosoomgetal wat jy in die oorspronklike sel gehad. Elke sel besit nou 1 kromosoom van elke bivalent. Dis het die kromosoomgetalle halveer. En dan bitter belangrik, na meiose 1 vind DNA-replisering nie weer plaas nie. Want indien dit sou plaasgevind het, sou jy gesit het met diploïde geslagselletjies. So jy het nou sopas die kromosoomgetal gehalveer en nou wil jy net daai halvering wil jy weer dupliseer, sodat jy sit met geslagselletjies wat die helfte van die kromosoomgetal het. So interfase met replisering gaan net veroorsaak dat jy weer sit met verkeerde getal kromosome. So dit vind nie weer plaas nie. En nou as ons kyk na meiose 2, en soos ek vir jou sê, meiose 2 is presies dieselfde as mitose, dieselfde proses. Die enigste verskil is, waar jy tydens mitose begin het met 'n diploïde getal, en geëindig het met 2 diploïde getalle, 2n en dan 2n, gaan jy met meiose begin met 'n haploïde getal met meiose 2, met 'n haploïde getal, en jy gaan 2 haploïde dogterselletjies hê. So met ander woorde, dit is dan klaar verskil. En dan die ander verskil is natuurlik, hierso sit jy met kromosome met nuwe genetiese variasies, waar eienskappe nou variasies op hulle het, as gevolg van genetiese uitreiling, wat tydens proeffase 1 plaasgevind het. Maar die proses gaan dieselfde wees nou daarvandaan as mitose. Met ander woorde, jou kernmembraan disintegreer, kernliggaampie disintegreer, jou sentrioles beweeg na die teenoorgestelde pole toe, jou kromosome met hulle sentromere heg aan jou spoeldrade. Tydens metafase 2 gaan jou spoeldrade verleng en baie belangrik nou, jou kromosome rangskik op die ewenaar met kromatides weerskante van die ewenaar. Tydens meiose 1 het bivalente gerangskik by die ewenaar met kromosome weerskante van die ewenaar. Maar hier tydens metafase 2 rangskik kromosome op die ewenaar met kromatides weerskante van die ewenaar. Want wat nou tydens anafase gaan gebeur, is daai sentromere wat die kromatides mekaar heg, gaan dan skei en dit gaan veroorsaak dat kromatides beweeg na teenoorgestelde pole toe. En dan natuurlik sit ons met die telofase 2 waar jou kernmembraan, jou kernliggaampie, sitokinese plaas gaan vind en al die res, al die tipiese prosesse wat gaan plaasvind tydens die normale telofases gaan hier ook plaasvind. So op die uiteinde gaan jy sit met 4 haploïde dogterselletjies wat nou geslagselletjies is. En dan as ons net kyk, want hulle vra dit ook af en toe, waarso vind hierdie prosesse plaas binne in organismes? Nou obviously vind meiose plaas by die mans in die testicles, by die vrouens vind dit plaas in die ovariums. En hierdie proses van spermproduksie by die mans staan bekend as spermatogenese, wat ons behandel tydens menslike voorplanting. En die proses vir die vorming van 'n eiersel staan bekend as oogenese. Maar dit is waar meiose in die mens plaasvind, in die testicles en die ovariums. Waar dit natuurlik by die plant plaasvind, is by die sporofietgenerasie van plante. Nou hier sê hulle vir julle, meiose produseer spore. Maar onthou net, as ons praat van blomplante, wat natuurlik ons mees gevorderdste plant is, hulle produseer nie spore nie. By blomplante vind meiose natuurlik in jou helmknoppe plaas om styfmeel te produseer, en dit vind ook plaas in die vrugbeginsel by die saadknoppe om die verskillende selletjies binne in 'n saadknop te vervaardig, soos jou eiersel en jou synergiede selle en jou antipodale selle en jou poolkerne ensovoorts. So by blomplante gebeur dit binne in die vrugbeginsel en die helmknop. By jou primitiewe plante gebeur dit in die sporofietgenerasies om spore te produseer, en by die mens gebeur dit in die ovarium en die testicles. En dan net baie belangrik moet julle ook weet, hulle is lief daarvoor om dit ook te vra, is watter prosesse, watter bydra lewer meiose tot genetiese variasie. En die eerste een is natuurlik die feit dat genetiese materiaal uitruil. En daai uitruiling, soos ek sê, van genetiese materiaal, gaan natuurlik verantwoordelik wees vir 'n nuwe variasie van 'n kenmerk,
wat lei tot diversiteit. Baie belangrik ook is daai bivalente gaan rangskik ewekansig op die ewenaar. Wat beteken as jy nou byvoorbeeld daai ouetjies vat wat so lyk, dan kan hulle op enige van hierdie maniere gaan rangskik op die ewenaar. Dieselfde homoloog kromosoompaar wat net op verskillende maniere op die ewenaar gaan rangskik. En dit geld natuurlik vir al 23 van jou bivalente wat jy het. En as hulle almal ewekansig ook rangskik, dra dit ook beslis by tot verdere variasie. En behalwe nou hierdie twee prosesse wat in meiose plaasvind, sit jy natuurlik met 'n magdom spermselletjies wat geproduseer word, 300 miljoen plus. En jy weet nie watter een van daai miljoene gaan dan die eiersel bevrug nie. Dit is ook 'n geval van ewekansigheid. Die feit is jy is onseker watter een, niemand kan dit sê nie. En omdat hulle sit met verskillende genetiese materiale binne hulle, gaan dit dan ook lei. Of daai enetjie, daai eiersel bevrug, gaan jy sit met 'n spesifieke individu met spesifieke eienskappe. Sê nou maar hy het dit nie gemaak en hierdie ouetjie het gewen, dan gaan jy sit met 'n ander individu, want daar's nou 'n ander vermenging van eienskappe. So hierdie drie prosesse dra natuurlik by tot genetiese variasie. Nou iets wat vir julle definitief van bewus moet wees is hierdie abnormale meiose. Alright. Nou indien meiose verkeerd verloop, kan daar fout kom in die getal kromosome. En ons noem dit 'n kromosoommutasie. En aneuploïdie is een van daai toestande waar jy kan sit met 'n ekstra kromosoom. Alright, en dit kan gebeur op enige van jou 23 pare waar jy sit met 'n ekstra kromosoom. Nou indien, as jy mooi daarna gaan kyk na hierdie karyotipe. Nou karyotipe is mos nou 'n voorstelling van die volledige stel kromosome in jou liggaamselle. Nou as jy gaan kyk na nommer 21, jou autosoom nommer 21, omdat die 22 pare is jou autosome en dan hierdie 23ste paar, dis natuurlik jou gonosoom, jou geslagskromosoom. Maar indien daai fout voorkom op autosoom 21, dan gaan jy 'n toestand kry wat bekend staan as Down-sindroom. En die rede waarom jy daar so sit met 3, is want tydens anafase 1 is daar 'n bivalent wat nie geskei het nie. Dit kan ook wees tydens anafase 2, waar 'n kromosoom ook nie opgebreek het in sy 2 kromatides in nie. Met ander woorde, jy gaan sit met 'n geslagselletjie op die einde met 'n addisionele kromosoomgetal. In plaas van 23 kromosome in die geslagselletjie, sit jy nou met 24. So as daai 24 geslagselletjie nou 'n 23 geslagselletjie wat natuurlik normaal is, bevrug, gaan jy sit met 'n sigoot met 47 kromosome. En daai toestand, indien dit fout is op autosoom 21, dan lei dit tot Down-sindroom. So hulle gee ook baie keer hierdie karyotipe binne 'n vraestel, en dan moet jy net kyk, en ek jou waarborg, dit is die enigste mutasie, kromosoomgetal mutasie wat jy hoef te ken. So daai fout sal definitief daar lê. En die feit dat jou bivalent tydens anafase 1 of jou kromosoom tydens anafase 2 nie geskei het nie, daai feit dat dit nie skei nie, dit staan bekend as nie-disjunksie. Met ander woorde, die bivalent se homoloë pare het nie opgebreek nie, of die kromosoom in anafase 2, daai 2 kromatides, het nie geskei nie. Dis nie-disjunksie wanneer hulle nie skei nie. Alright. So dit kan of bivalent 21 tydens anafase 1 wees wat nie skei nie, of kromosoom 21 wat tydens anafase 2 nie skei nie. En hierdie toestand waar jy nou sit met 3 addisionele kromosome, 3 op posisie 21, dit staan bekend as trisomie 21. So daarso kan jy nou sien, die een geslagselletjie sit met ekstra 1, en wanneer bevrugting plaasvind tussen 'n normale geslagsel en hierdie een met 'n addisionele kromosoom, dan eindig jy met 'n ekstra enetjie op posisie 21 wat vir jou totaal gee van 47 wat lei tot Down-sindroom. En so kan jy ook ander mutasies kry. As nie-disjunksie plaasvind op enige van die ander pare, kan dit ook lei tot verskillende ander mutasies. En dan kry jy 'n toestand wat bekend staan as polyploïdie. Hulle gesels 'n bietjie daarvan in die hoofstuk oor evolusie ook. As ons praat daarso van spesiasie, is polyploïdie kom voor wanneer daar 'n nie-disjunksie somme van volledige stelle kromosome plaasvind. Onthou, Down-sindroom is wanneer daar 'n enkele bivalent of kromosoom nie skei nie. Maar soms gebeur dit waar volledige stelle nie skei nie.
En dan sê hulle vir jou kom gewoonlik voor by plante en die resultaat is dan triploïde sel. En dan natuurlik as hierdie sel betrokke is by verdere bevrugtings, dan kan dit lei tot ander veelvuldige ploïdie getalle. Soos wat jy byvoorbeeld hier sien, arbeie, dit gebeur by druiwe, piesangs het ontstaan uit 'n triploïde sel uit, hier is grane, korings met 6N, hier is lyk met tabakplant met 4N, aardappels met 4N, moerbeye 7N, ensovoorts. So hierdie veelvuldige stelle kromosome, as gevolg van nie disjunksie, dit staan bekend as polyploïdie. En dan die laaste dingetjie wat julle moet ken is net die verskil tussen mitose en meiose, maar julle behoort nou, omdat ons nou dit so mooi deurgewerk het, behoort julle nou baie maklik hierdie verskilletjies op te tel. Die eerste een het ons vir jou gesê, mitose, omdat dit verantwoordelik is vir groei, herstel en vervanging, vorm 2 diploïde dogterselletjies, waar meiose 4 haploïde dogterselletjies vorm, hoor. Mitose is 'n enkele deling, terwyl meiose 'n dubbele deling is, meiose 1 en meiose 2. Geen oorkruising van kromatides vind plaas nie, met ander woorde, dit lei nie tot variasie nie. Maar dit is mos nou so, as jy mos jou been gebreek het, wil jy mos hê beencelle moet herstel om nuwe beencelle te vorm, wat identies is, sodat jou been kan herstel as beenweefsel. So geen oorkruising vind plaas nie, terwyl meiose wat geslagselletjies produseer en verantwoordelik is vir variëteit, vir verskeidenheid, vir albei diere, vind oorkruising van kromatides plaas. Alright. En dan sê hulle vir jou, as gevolg van die feit dat die geen oorkruising is jou dogterselletjies identies, en dan as gevolg van oorkruising wat wel tydens meiose plaasgevind het, hy sit met genetiese verskillende dogterselletjies. Geen ewekansigheid nie. Met ander woorde, mitose gaan nie lei tot variasie nie, terwyl ewekansigheringsskikking 'n addisionele manier is, behalwe oorkruising wat plaasvind, wat lei tot addisionele variasie. So ewekansigheid vind by meiose plaas. Kromosome vorm, meiose vorm bivalente tydens meiose 1. Sentromere skei tydens anafase, terwyl sentromere slegs skei tydens anafase 2. Right? En dis kom ek vir jou gesê het, mitose en meiose 2 is soortgelyk. Dis net hierdie een begin met 'n diploïde getal kromosome, terwyl meiose 2 begin met 'n haploïde getal kromosome. So onthou tydens anafase 1, omdat tydens metafase 1 bivalente gerangskik het op ewenaar, gaan na tydens anafase 1 actually kromosome beweeg na die teenoorgestelde pole toe en nie kromatides nie. So gewoonlik wanneer sentromere skei, is dit wanneer kromatides beweeg na teenoorgestelde pole toe. En dan dogterselle is somatiese selle, baie belangrik, en dogterselle is geslagscelle of spore in die geval van primitiewe plante. Kromosoomgetalle bly dieselfde, kromosoomgetalle halveer. Alright. En dan by die gametofiet generasie van plante, by die sporofiet generasie van plante. En dit is dit graad 12, dit is die hoofstuk oor meiose. Lekker leer en sterkte.